gesprekke. Julle kan dan vir my asseblief vanoggend oopmaak by Romeine 5 vers 12 tot 13 en terwyl julle opsoek die gedeelte Romeine 5 vers 12 tot 13, herinner ek julle daaraan asseblief as jy belangstel aan die kamp, al het jy nie die finansies nie, kontak vir Anneke. Ons soek net graag 'n name op 'n lys om te weet hoeveel mense min of meer wil gaan. Net weer om dit met julle te deel. Dit is in Cornelia in die Vrystaat, dit is 'n kamp vir Springs en Brakpan en vir my mense buite die kerk ook. Dit gaan oor om bietjie saam te kom as gelowiges. Ons gaan die tema hanteer wat handel oor hoe 'n holistiese Christelike familie moet lyk. Dit gaan van pa na ma, na kinders toe en dan ook na oupa en ouma. Wat is elkeen van ons se verantwoordelikhede as gelowiges in 'n familie? Wat verwag die woord van ons? Dis baie interessant en dit gaan eintlik ook net oor om mekaar bietjie beter te leer ken. Ons het vasgestel in hierdie laaste 2 jaar, wat ek hier is, het ons omtrent amper al hier tussen 60 en 70 nuwe lidmate. So, dit is baie nuwe gesigte en nie ons almal ken mekaar baie goed nie. En juist dis hoekom ons is hier. Nie net om Sondag te kom en miskien nou en dan Bybelstudie toe nie. Dit gaan oor om in mekaar se lewens in te koop, mekaar te leer ken, die vrymoedigheid hê om mekaar te deel ook, dat ons mekaar kan bid. So voordat ons vanoggend lees uit Romeine 5 vers 12 tot 13, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend as u kinders by u voete te kan kom sit nie. Vader, waar ons vanoggend 'n lekker koue wintersoggend gehad het, Vader, prys ons u dat u in beheer is, nie net van die seisoene nie, nie net van die duisende, miljoene sterrestelsels in die hemelruim nie, maar dat u in beheer is van die kleinste diertjie tot elke mens. En Vader, ons prys u vanoggend dat u ons gelei het om hier by mekaar te kom, om ook sodoende saam te groei in u weë, om saam vermaan te word deur die woord en bemoedig te word om te verander. Maar Vader, waar ons juis vanoggend begin met 'n nuwe reeks wat handel oor sonde. Vader, is dit 'n konsep wat baie keer vrees in ons harte kweek. Maar Vader, mag ons vanoggend vermaan raak deur die waarhede, maar ook bemoedig raak en deur dit vir Jesus Christus aan die kruis sien en ook die genade wat gepaard gaan met dit. Vader, waar ons in 'n wêreld leef wat sonde afwater, wat wetgewing maak teen sonde. Vader, help ons om op te staan vir wat reg is. Help ons om die waarheid aan ons kinders te verkondig en op die ernstige noot wat u woord dit vir ons verduidelik. En Vader, mag ons daagliks as 'n gemeente gesuiwer word in die weë en die waarheid en sodat ons vir Christus kan uitleef in hierdie wêreld. Maar Vader, ek vra, mag u Gees vanoggend in ons woon. Mag hy as die ware leermeester optree en ons seën met die nodige kennis en insig. Maar Vader, mag u ook my sondigheid, my gebrokenheid en my gebroke woordeskat op sy sit. Mag u waarheid nie weer verkondig word volgens u waarheid. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Romeine 5 vers 12 tot 13, deel ek net die tema van vanoggend ook met julle wat handel oor wat is sonde. So vers 12 sê vir ons, as ons uit die 33 tot die 53 vertaling lees, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar die sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Net tot sover asseblief. Nou soos wat julle weet, het ons nou laas Sondag klaar gemaak met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs en ons beweeg dan vanoggend aan na 'n reeks toe en 'n tema toe wat ek nou al vir 'n geruime tyd wou gehanteer het. En dit gaan oor eintlik sonde. Nou sonde is 'n baie kontroversiële tema of woord in vandag se lewe. Maar die een ding wat julle miskien vanoggend kan dink, ons weet wat is sonde. Ons weet ons is in Adam gebore of Adam se nageslag en elke een van ons word in sonde gebore. En ons kan sê miskien ons weet ook wat is sonde. Dit is enigiets wat teen die 10 gebooie is en ons kan sê ons is kenners in sonde. Maar weet julle wat? Het ek ervaar in my eie lewe en in die bediening. Ons het 'n baie oppervlakkige verstaan van wat is sonde.
Ons het 'n baie oppervlakkige verstaan van wat is sonde, en dan het dit 'n uitwerking in ons eie geestelike lewens. Want dan bely ek my sonde op 'n baie oppervlakkige manier. En mense, juis vanoggend gaan ons so 'n bietjie aanspreek, maar dit is ook baie bemoedigend. Ek weet nie van julle nie, maar ons motief is behoort om hier vanoggend te wees elke Sondag om uit te vind hoe kan ek nader in my wandel in die Here, nader aan hom beweeg. Dit is ons doel elke dag as ek wakker word. Hoe kan ek in vandag die Here verheerlik en hoe kan ek deur my gebedslewe en my wandel elke dag in heiligheid groei teenoor die Here. Ons is nie heilig nie, maar hoe kan ek in daai heiligheid groei? En vanoggend is dan so bemoedigend, want dit gaan vir ons soveel wenke gee oor hoe om my gebedslewe werklik die Here op 'n dieper, vernuwe manier te nader met sondebelydenis. So as ons eerstens vanoggend kyk na die woord sonde, glo ek julle stem saam met my dat in die moderne wêreld word sonde al amper gekoppel aan dit is nie wetties nie. Daar word wette uitgebring dat jy sekere sonde nie sonde mag noem nie, en dan kan ons ook sê dat om vir iemand te sê hy is besig met sonde vandag in die moderne wêreld is amper sonde. As ek dit so kan stel in eenvoud. En wat ek daarmee bedoel is meeste gelowe het baie basiese sondes wat baie dieselfde is, soos moord is verkeerd in ons geloof as 'n sonde, in die Hindoe sin is dit 'n sonde, in die Moslem sin is dit 'n sonde, maar dan kry ons ook sondes in verskillende gelowe wat verskillend is. Ons sien miskien in Christendom byvoorbeeld die huwelik en die vrou op een manier, en dit is hoe 'n eerbare huwelik moet lyk. Maar miskien in die Moslemse geloof sien hulle die huwelik en hoe om die huwelik eerbaar te hou op 'n ander manier. Ek hoop julle stem saam met my. En die grootste probleem wat vandag in die wêreld inkom, wat ons geloof beïnvloed, is die verskillende sienings oor sonde. Dit maak ons te mekaar en ook ons kinders te mekaar. Wat geleer word ook op skool is sonde. Want ek dink nie eers meer op skool leer hulle van sonde nie. Ek was nou lank terug op skool, ek's nou nie so oud nie, maar ek seker hulle het nie eers meer partykeer in meeste skole vandag 'n geestelike vak of iets soos dit nie, nê? So as jy nie leer by die huis van dis die Here, wat is sonde nie, al leer jy maar net by die skool wat hulle leer is die morele kode van hierdie wêreld. Maar een belangrike ding is wat die wêreld beïnvloed vandag oor sonde, is die ernstigheid wat in ons lewens moet wees teenoor dit. Nou, of ons oorbeklemtoon sekere sondes, ek weet nie hoekom nie, kom ons gebruik 'n voorbeeld, homoseksualiteit. Dis amper soos die moderne kerk voel dis soos 'n virus wat aansteek. Jy kan nie naby aan daai ou kom wat homoseksueel is nie, nê? Maar dan kan ons ook in die moderne kerk sekere sondes afwater, soos egbreek, nê? Ons het predikante wat al 4 vrouens gehad het, nê, wat nog steeds preek in kerke. En so kan ons sê dat ons 'n wanbalans het in ons begrip van wat is sonde en van waar af sonde kom. Wat is die oorsprong van sonde? En net voordat ons aanbeweeg met die preek, wil ek net noem, elke Sondag van nou af gaan ons 'n moeilike sonde vat en daaroor gesels, sodat ons die sonde reg verstaan, maar ook weet hoe om dit te hanteer in die wêreld daar buite. Want wat is die kerk se doel? Is die kerk se doel om mense wat sondig is weg te jaag of om nader te trek? Nader te trek. So ons deure is nie toe vir die wêreld daar buite nie. Ons deure is juis oop vir die wêreld daar buite. Stem julle saam? Maar stem julle saam ook dat ons so 'n bietjie leek is, so 'n bietjie oningelig is hoe om daai mense te help as hulle nou hiernatoe kom. Stem julle saam met my? Nee, ons is baie keer omrede 'n sonde vreemd is dit en ons ken dit nie. Kan ons baie stief wees teenoor die persoon wat sondig is. En dan ervaar hulle nie Christus se liefde nie. Ervaar hulle nie wat Christus se boodskap is nie. En sodoende is ek baie opgewonde om oor homoseksualiteit te preek met groot vrymoedigheid, oor selfmoord, en so kan ons aangaan oor hierdie aspekte wat min oor gepraat word in die kerke. Maar as ons dan vanoggend na ons eerste punt toe beweeg, gaan dit baie eenvoudig wees. Ons gaan kyk na wat is die woord sonde. So eerstens, ons eerste punt vir vanoggend se diens is dan verskillende terme vir die woord sonde. Nou ons het besef in ons 2 tale wat ons kan lees en verstaan
is Engels en Afrikaans gewoonlik. Party kan miskien bietjie Sotho of Xhosa of Zulu ook. Miskien is jy 'n slim manne wat bietjie Frans of ietsie kan praat, wat dit op skool gehad het. Maar ons moet besef dat waar ons een woord het in Engels en Afrikaans, sonde of sin, het die drie oorspronklike tale in die Bybel, die Hebreëus en die Aramees en die Grieks, verskeie woorde wat hulle gebruik vir die woord sonde, om te verduidelik wat is sonde in eenvoud. Nou, die ene wat in die Ou Testament die meeste gebruik word, is shatta. En dit verwys of kom voor in Eksodus 20 vers 20 wat sê, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees oor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Nou daai sondig, shatta, en dit beteken om die merk te mis. Die Engels sê to miss vermaak. Nou wat beteken dit? Nou dit sê vir ons dat God het die mensdom geskep met 'n spesifieke doel, stem julle saam met my. En wat is daai doel? Om hom te dien, om hom te verheerlik en om hom te ken. Stem julle saam met my in eenvoud. Om by hom te wees, om saam met hom te wandel. Nou sê hierdie woord vir ons dat enige aktiwiteit, keuse of daad wat jy pleeg of rigting in die lewe waartoe jy gaan wat jy kies, wat nie in lyn is met God se doel vir jou lewe nie, is sonde. Ek hoop dit maak sin in eenvoud. Enige keuse wat ek maak, enige daad, enige rigting wat nie in lyn is met God se doel vir ons lewens as sy kinders nie, wat in teenstryd is daarmee, in eenvoud sê hierdie woord, is sonde. Nou die Grieks gebruik ook 'n woord in die Nuwe Testament om ook na dit te verwys en dit is 'n baie bekende een, hamartia. Sorry, ek's nie eers goed met Engels en nou moet ek nog Grieks hier ook vir julle uitspreek. Hamartia. En ons vind dit in ons hoofteksgedeelte oor en oor. En dit sê, daarom soos deur in vers 12, soos deur een mens die sonde, hamartia, in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, hamartia. Oor en oor word sonde genoem hier, en wat sê die skrywer hier? Dit sê daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, sonde gekom het wat ons weggevat het van ons oorspronklike doel af, die merk gemis het daar dood gekom wat die afkoms van sonde is of die uitwerking, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Almal het die merk gemis. Nou hierdie woord word ook gebruik in teologie as jy dit swat, om te verduidelik wat is die teologiese lering oor sonde. Ons noem dit hamartialogie. En dan vind ons in Hebreëus nog 'n term wat ra is, wat beteken boos, sleg en elende. En hierdie woord is vir my baie belangrik, want dit wys meer na die ernstigheid van die sonde. Die ander een, shatta, verwys na wat is sonde. Sonde is om nie in lyn te wees, enige keuse of lewenskeuse of daad wat nie in lyn is met my doel nie, kom ra en verduidelik dat dit boos is dan sleg en dit bring elende. En wat vir my baie interessant is, ons vind dit in Genesis 38 vers 7 wat sê, maar die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Die mishaag verwys na ra. En dan kom die Grieks en gebruik die woord poneros. En poneros verwys na iets baie besonders, na morele boosheid. Nou Hebreërs 3 vers 12 gebruik dit en sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Nou wat baie belangrik is, hierdie term verduidelik iets baie besonders. Nou stem julle saam met my, wanneer het die wet ingetree? Wanneer het die mensdom die wet van God verkry? Fisies. In Moses se tyd. Stem julle saam? Moses was op die berg Sinai en Moses het die 10 gebooie verkry. En daar het die Ou Testament eintlik begin en die Ou Verbond op daai berg met die verbondsvolk. Nou voor dit kan ons sê dan, was daar 'n wet?
Ons weet in Genesis het God aan Noag gesê, een van die wette is, as iemand doodmaak, moet sy lewe ook geneem word, maar daar was nog nie fisies wet neergepen. Maar wat was daar? 'n Morele kode. Nou, onthou jy dit toe jy klein was, al het jy nie altyd geweet of iets werkliks verkeerd is, jy het daai gevoel gekry. Ek is nou besig met nonsens, nê? Nee? Jy weet dit en eintlik oortuig dit jou nog 'n bietjie meer, jy raak nou so, kry so 'n bietjie, nie angstig, jy kry angstigheid, maar ook so 'n bietjie adrenalien, nê? Nee? Party ouens, dit was die grootste verkeerdste keuse wat hy gemaak het, en die res van sy lewe het hy ook daai adrenalien gesoek in sy lewe om dinge verkeerd te doen. Maar elke een van ons word gebore met 'n morele kode in ons DNA. En dis hoekom hierdie woord poneros so belangrik is, want dit sê morele boosheid. Enige iets wat teen die morele kode is waarmee ons geskep word, is boosheid. Nou wat is hierdie morele kode? En ons vind dit reg oor die wêreld in alle kulture. Ons vind hierdie in meeste gelowe die basiese reëls en regulasies. En wat is dit? Moord is verkeerd. In al die antieke wêrelde of koninkryke, as jy iemand se lewe geneem het wat nie in oorlogstyd is nie, of wat nie regverdig op 'n regverdige manier gebeur nie, sal jou lewe geneem word. Steel is verkeerd. Sê julle saam dat om te steel is 'n wet in om alle lande in die wêreld. As jy steel, word jy toegesluit. Of daar's 'n straf wat gekoppel is aan dit. En so kan ons aangaan dat meeste mense het hierdie morele kode, of almal word gebore met dit. En dan kan ons aangaan, en ek gaan net so 2 ekstra noem en gaan nie diep in dit ingaan nie. Shaga in Hebreëus verwys na weg te dwaal van wie af, van God af. Grieks anomia beteken om wetteloos te wees, om die wet te breek. En dan kan ons sê, deur hierdie diverse beskrywing van wat sonde is, kan ons eintlik sê, dit beteken in eenvoud om jou oorspronklike doel te mis, wetteloos te wees, weg te dwaal van die Here, en enigiets wat boos is en wat ellende kweek in hierdie wêreld is sonde. En nou kan ons aanbeweeg en die vraag vra weer, wat is sonde? Dit bring ons by ons hoofteksgedeelte uit vers 13 wat sê, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar die sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Nou hierdie is 'n baie besonderse versie wat eintlik 'n baie komplekse waarheid met ons deel. So eerstens sê dit vir ons, dit spreek oor die wet. Die wet, wat se wet? Moses se wet. Die 10 gebooie, nê? Die wet van God. En dit sê vir ons dat eintlik tegnies gesproke die wet was gegee sodat ons sal weet wat is sonde. Moordpleeg is sonde, om 'n ander god te dien is sonde. Romeine 3 vers 20 sê dit vir ons en sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Nou Paulus sê hierso vir ons, die skrywer van Romeine, baie eenvoudig. Die wet spreek almal aan want almal is sondig, maar dit wys spesifiek aan wat is jy sondig. En dis 'n lysie wat vir jou sê, jy is sondig, jy skuldig aan hierdie een, daai een en daai een. Maar dit sê vir ons, die wet maak niemand regverdig voor die Vader nie. Hoekom? Want almal is skuldig. Die wet red ons nie. Die wet bring eintlik oordeel. Dis wat die wet bring. Maar die wet is eintlik 'n stipulasie in die ou verbond. As jy hierdie navolg, is jy in 'n verhouding met my. Dit was eintlik soos die kontrak in die verbond, as ek dit so menslik mag verduidelik, die ou verbond. Die wet was die kontrak tussen volk en God. God en sy volk. As julle hierdie onderhou, is julle my mense en ek is julle God. Maar as julle dit breek, kom daar skeiding tussen ons twee en ek moet julle straf want julle het sonde gedoen. En dan wanneer God hulle gestraf het of hulle het 'n sondeoffer gebring, het hulle weer in verhouding met die Here getree. Ek hoop dit maak sin. Ons sien hierdie siklus oor en oor. Maar die wet red nie. Maar dan kom die skrywer en sê dat voor die wet was daar al sonde. Maar dit was nie toegerekende sonde nie. En wat beteken dit? So ons moet besef, van Adam af tot en met Moses, is dit 'n paar duisend jaar. Adam tot by Noag is 2000 jaar, en van Noag tot by Moses, kom ons, ek weet nie presies nie, maar is omtrent so
tussen kom sê 500 en 800 jaar na Noag was Moses omtrent gewees. 1000 jaar daarna, min of meer. So 3000 jaar was daar nie 'n wet fisies gegee op hierdie aarde nie. Vir 3000 jaar sê die skrywer dan eintlik vir ons, was die sonde nie toegereken tot hulle nie. Nou wat beteken dit? En dit is baie interessant, dit beteken nie, dit was nie opgeskryf of hierdie sonde gaan nie gestraf word of enigiets soos dit nie. Paulus bedoel eintlik baie interessant een ding. Nou hy sê eerstens vir ons, die uitwerking van die sonde was daar. Hoe weet ons? Hoe weet ons as die wet hulle nie skuldig gemaak het, dat daar sonde was? Want die uitwerking van die sonde was daar, wat die dood is. Adam het gesterf, né? Adam se kinders het gesterf. Noag het gesterf. Tot en met Moses was die bewyse daar dat sonde in die mensdom is. Want hulle het gesterf. Nou, kom ek vra vir julle 'n vraag. As Adam en Eva nie sonde gedoen het nie, sou hulle gesterf het? Nee. Wat was die straf toe Adam sonde gedoen het in die tuin van Eden saam met Eva? Was die straf om net uit die tuin van Eden te wees of uit gegooi te word? Nee. Dit was om hulle te verhoed om nie van die boom van die lewe te eet terwyl hulle sonde het. En dan sal hulle ewige lewe hê met sonde, sê die Genesis vir ons. Dis baie belangrik. So hulle is uit die tuin van Eden uitgeskop sodat hulle kan sterf omrede die sonde. Maar dan kom die skrywer en sê maar hierdie sonde wat hulle gedoen het word nie toegereken nie. Nou moet ons besef wat beteken toereken. Nou Paulus gebruik 'n baie wetlike term, hierdie Griekse term wat eintlik in ons taal vertaal word toegereken. Verwysend as jy in Moses se tyd die 10 gebooie gebreek het, wat het met jou gebeur? Jy was doodgemaak. Waar was jy doodgemaak? Ons het laas Sondag en die vorige Sondag daaroor gepraat. Hulle het jou buite die kamp gevat en jou buite die kamp doodgemaak. OK. So, die sonde was dadelik toegereken. Stem julle saam met my? As ek vandag moord pleeg, om sê ek en oom Rolf ons stoei buite en hy sê iets vir my en ek hou nie van dit nie, en ek doen iets en daar is oom Rolf nie meer met ons nie, dan as julle dit waarneem en ek skuldig aan die wet, dan maak julle my ook dood. OK, sorry oom Rolf. Ek dink eintlik oom Rolf sal my ore aansit. OK. Maar wat sê dit vir ons? Dit word dadelik toegereken. In Adam se tyd en van Adam tot by Moses beteken dit nie dat die sonde nie toegereken was in die sin van dat dit nie tel as sonde nie. As jy moord gepleeg het en jy was nou skuldig aan moord, maar dit is nie te sê dat jy volgens die wet doodgemaak was. So dit was nie as jy gesteel het, was jy dadelik in 'n tronk gegooi nie. En dit is die verskil tussen die twee, want nou het God se volk 'n wetgewing gehad wat hulle kon navolg en jy het 'n straf hier op aarde verkry vir dit. Maar hulle het nog steeds die straf vir hulle sonde verkry. Ergens in hulle lewenswandel het hulle gesterf. Want ek weet nie, het jy al vir Adam ontmoet? Enigiemand van daai tyd? Nee, Adam het lank geleef, maar hy het nog steeds gesterf. OK. So dis wat Paulus na verwys in eenvoud. Maar dit bring ons dan by iets baie belangriks in die aspek van sonde. En dis 'n gedeelte wat ons baie misbruik. Ons sê baie keer, en ek seker elke een van ons het dit al gesê, uit onkunde uit, en weet miskien nou van beter, dat ons as mens in God se beeld geskep is. Ons het dit al gesê, ek het dit baie gesê toe ek jonger was. Ons het dit gesê in die kerk. Ons is in God se beeld geskape. Maar tegnies gesproke, Adam was in God se beeld geskape. Stem julle saam met my? Wat het gebeur met Adam se nageslag? Genesis 5 vers 3 sê, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy beeld en hom Set genoem. Wat het Adam verkry toe hy uit die tuin van Eden geskop is? 'n sondige natuur. En elke persoon wat na Adam gebore was of uit Adam se nageslag, word in wat gebore? Sonde. Is dit God se gelykenis, God se beeld? Dis 'n gebroke beeld. 'n gebroke gelykenis, want ons word gebore in die gelykenis van ons vaders. OK, ek hoop dit maak sin. Nie een van ons word perfek gebore nie, ons word in sonde gebore. En hierdie is baie belangrik. Dis hoekom die Nuwe Testament praat van wanneer jy tot redding kom, is jy weergebore. Sien jy nou hoekom hy die term weergeboorte gebruik? Met 'n nuwe natuur in Jesus Christus en in sy beeld. Romeine 8 vers 29 kom Paulus en hy verduidelik dit en sê, want die wat hy van tevore geken het,
Die het hom ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. So, gelykvormig te wees aan die beeld van die seun. As ons weergebore word, is ons in wie se beeld weergebore? Jesus Christus. Sien julle, dan is ons nog steeds nie eintlik teen volle in God se beeld nie, want wat moet nog ook gebeur? Die vlees moet sterf. Ons het nog steeds, nie een van ons wat hierso sit vanoggend is perfek of heilig of rein of enigiets. Deur Christus is ons. En as God die Vader na ons kyk, kyk hy vanoggend deur sy seun na ons. En dis kom ons is een met die seun, maar ons het nog steeds die vlees wat sondig is. Maar ons kan dan vanoggend nog steeds die vraag vra, maar wat is sonde? Is sonde dan om net skuldig te wees aan die wet van God? Die antwoord is nee. Dit is wat die Ou Testamentiese mense die fout gemaak het om te sê, ek is sonder sonde want ek staan nie skuldig aan die 10 gebooie nie. Maar mense, kom ek verduidelik dit vanoggend so. Die daad waaraan jy skuldig is soos moord, is net die uitwerking van die sonde. Nou om dit te verduidelik, kom ons sê byvoorbeeld, ek het nou die voorbeeld gebruik, ek en oom Rolf, kom ons sê ons gebruik dit weer. Maar die keer oom Rolf wen my, hy skiet my, en daar is ek dood, né? Per ongeluk, of dit was nie per ongeluk, hy het dit as prins gedoen, oom Rolf het my bakkie gesoek, né? Hy doen dit om my bakkie te ry. Wat toe gebeur is, sien ons dit as sonde, daai moord? Ja. Maar wat gebeur as iemand in my huis inbreek en ek verdedig my gesin, en daai ou wou my gesin se lewe neem? Is dit 'n sonde? Nee. So dis dieselfde daad by verskillende kontekste. Kom ons sê ek word opgeneem in die hospitaal, ek het my been gebreek en die dokter skryf my voor in die hospitaal morfine vir die pyn. Wanneer ek daai morfine gebruik in die hospitaal, is dit 'n sonde? Nee. Maar wat gebeur as ek daai morfine huis toe vat en ek het nie meer pyn nie en ek gebruik dit om te ontsnap van my probleme, ek gebruik dit om beter te voel oor my lewe, is dit 'n sonde? Ja. Okay, selfde daad, twee verskillende uitwerkings. Een heel eenvoudig een, is seksuele omgang buite die huwelik 'n sonde? Ja. Seksuele omgang binne in die huwelik 'n sonde? Nee. So is dit werklik die daad wat die sonde is, of die motief agter die daad? Die motief agter die daad is wat ware sonde is. En weet julle wat, hierdie kweek hoogmoedigheid in die kerk vandag ook, as ons hierdie waarheid oppervlakkig verstaan. Want ons dink daai ou wat in die tronk is, daai dokumentêr wat ons oor daai bekende ou gekyk het wat moord gepleeg het, is erger as ons. Weet julle, al wat hy gedoen het is, die hart se begeerte het hy net uitgevoer. Maar julle weet, baie van ons, wat hier sit miskien vanoggend, het al meer moord gepleeg as miskien daai ou in die tronk. In ons eie harte. Hoeveel van ons is nie moordenaars in die binnekant nie? Hoeveel mense vandag wat familie is, wat vriende is, het jy nie al afgeskryf nie? Dis moord. Bely ons daai sonde? Nee. En sien julle die implikasies van 'n oppervlakkige verstaan van sonde? Baie keer sê ons ja, ek het hierdie temptasie gehad in my hart om iets verkeerds te doen, of in haat wou ek nou iets teenoor daai ou gesê het, ek net die geleentheid gekry nie. En dan sê dankie Here dat ek nie die geleentheid gekry het om dit te doen nie. Maar ons bely ook nie die sonde dat ek dit wou gedoen het nie. Maar dan in eenvoud, wat sê hierdie waarheid vir ons? Dit sê vir ons dat sonde se oorsprong is in die hart en in die motief, en die daad is maar net die uitwerking daarvan. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê Christus vir ons, want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. En weet julle wat is interessant? Hierdie gedeelte verduidelik vir ons hoe sonde ons vuil maak. Ons dink altyd wanneer ek nou egbreek pleeg, daai sonde wat ek nou gedoen het, het my van buite af binnekant toe vuil gemaak. Stem julle saam met my? Ek moet amper my hande gaan was, ek's vuil. Maar Jesus verduidelik hier die onreinheid en die vuilheid kom van binne af buitentoe. Want waar's die oorsprong? In die hart.
Dit is nie, daai daad maak my vuil nie, dit is die begeerte om die daad te doen in die hart. En dis hoekom die skrywer, en ons het al menigmale daarna verwys, dis hoekom die Bybel sê, wat is die ding wat jy die meeste moet beskerm op hierdie aarde? Jou hart. Want daar binne vind die oorsprong van alle dinge plaas, en van alle lewe ook, sê die Bybel. En dan bring dit ons by 'n baie belangrike waarheid uit. En ek wil dit vanoggend deel, nie omrede ek nie in hierdie kategorie val nie, nie omrede, ek sien net die uitwerking van dit. Hoeveel van ons dink nie dat voor redding was ek 'n goeie ou nie, goeie mens. Ek het goeie dade gedoen. Ek het nog nie vir Jesus ken, maar nou dat ek vir Jesus ken, is ek net 'n beter persoon. Maar ons sê, ek was eintlik nie te bad nie. Ek het nie 'n uitveer gesteel op skool nie. Ek het nooit gesteel of moord gepleeg nie. Ek het tot arme mense gehelp. Ek het baie keer op uitreike saam die kerk gegaan in Lesotho toe. Ek was nog nie gered nie. En weet julle wat 'n groot implikasie het dit in jou siening van jou eie redding? Ons moet besef dat 99 of kom ons sê 100% van alle goeie dade voor redding is slegte dade. Nie slegte dade in die uitwerking van wat die wêreld sien nie, maar sy motief was sleg geweest. Hoor wat sê Paulus in Romeine 3 vers 10 tot 12, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Nou mense, wat gebeur as ek na my lewe kyk voor redding, en dit lyk nie vir my so sleg nie? Dan maak ons vir Christus minder aan die kruis. My redding self vir my is minder, want weet julle wat, nou kyk ek in 'n hoogmoedige sin na my vorige lewe. Dink byvoorbeeld 'n ou soos Paulus. Paulus het besef sy redding, hy het honderde Christene vervolg en doodgemaak, vrouens, mans, kinders. Hy het besef, want hy het besef, ek was nie 'n goeie ou nie, nê? Maar as ons nie besef dat al het 'n goeie dade gedoen, was die motief nog altyd sleg nie, besef ons nie wat redding is nie. Besef ons nie die nuwe mens, die nuwe natuur en die wedergeboorte wat plaasvind nie. Daar is niks wat in jou was wat goed was voor redding. Ek hoop dit maak vanoggend sin. Ek hoop julle stem saam met my. Ek hoop julle maak so. Okay. Ja, 100%. Nou mense, weet julle wat, as hierdie denke is so gevaarlik, as jy bid vir jou kind, vir 'n familielid wat 'n goeie persoon is, dan sê jy altyd, ag maar hy is eintlik uit 'n goeie hart. Mense, dan bid jy nie eintlik vir hom soos wat jy moet vir 'n verlore siel nie. As jy nie in daai wêreld kyk, en maak nie saak of dit 'n moslim is wat 'n goeie ou is, of 'n hindoe, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Het julle dit al besef? Niemand wat goed is gaan hemel toe nie. Mense wat gered is deur Jesus Christus gaan hemel toe. En die groot uitwerking van hierdie waarheid is so sigbaar in die moderne kerk. Ons probeer goeie mense kweek en nie geredde mense nie. Dit gaan oor die fisiese uitwerking van my dade en dit gaan nie oor die innerlike motief wat gepaard gaan saam met dit nie. Mense, dit is my so bemoedigend om ook hierdie dinge te leer, maar hoor, as ons net so 'n bietjie aanbeweeg, wat sê Jesaja 32 vers 8 vir ons? Dit sê, 'n eerbare mens het eerbare bedoelings en hy kom op vir wat eerbaar is. En dan Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, die woord van God is lewend en kragtig. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. As ek nou met elkeen praat wat dink hy was 'n goeie mens voor redding, hoekom dink jy was jy dan skuldig aan 'n ewige verdoeming? As jy 'n goeie persoon was voor redding. Hoekom sou jy dan 'n ewige straf in die hel verdien? En mense, vir die rede is hoekom ons die evangelie afgewater verkondig. Want ons dink daai area waar dit armer is, waar daar dwelms is, ons moet hom harder daar gaan verkondig as in die ryker area waar daar nie dwelms is. Miskien is daar meer dwelms, ons sien dit net nie raak nie. En ons dink daai mense is meer verloor as daardie. Paulus sê almal voor redding is dood aan die slaap, doof en blind. En hulle weet nie wat hulle doen nie. Goeie mens of te nie. En julle sien, omrede ons nie dit so verkondig nie, dink mense dat kort nie vir Christus nie, maar geen daad wat goed was voor redding, se motief
en sy oorsprong was goed nie. Dit was sondig. En mense, dan wil ek vanoggend vir julle die vraag vra, maar wat is jou motief om vanoggend hier te wees? Dit maar net om my tradisiekerk toe te kom? Is dit miskien om nou maar net beter te voel, want ek het die week baie sonde gedoen? Julle weet, ons dink so. Dis hoekom jy gee baie keer by die robot as jy nou iets regtig slegs gedoen het, R50 in plaas van net R10. Of R5, waar jy gewoonlik niks sien nie. My goeie daad vir die dag. Ek hoor baie mense in die kerk so praat. Mense dade uitoorweeg glad nie daai sondigheid nie. Christus uitoorweeg dit, want hy het gesterf vir dit aan die kruis. En ons kan glad nie op ons dade staat maak nie. Maar wat is jou motief? En eintlik kan ons sê dat geestelike volwassenheid beteken om te begin eerlik raak met die innerlike mens. Wat is jou motief wanneer jy optree in 'n goeie manier teenoor jou vrou? Wat is jou motief as jy met jou seun praat? Wat is jou motief agter elke daad? Wat is jou motief miskien as jy vanoggend as 'n ouderling diaken of as 'n persoon sit wat in 'n bediening lei of in 'n bediening is in die gemeente? Wat is nog jou motief agter dit? Maar weet julle wat? Meeste van ons motief in die begin was reg en eg. Maar oor die jare is dit nie meer so nie. Die boek van Openbaring praat so mooi van dit as dit die eerste, en ek verwys baie na die gemeente. Dis die brief wat geskryf word aan die kerk van die Efese of die gemeente van die Efese. En Johannes noem alles op. Daai gemeente doen alles reg, né? Dit klink soos Brakpan se gemeente, dit klink soos Spring se gemeente. Ja, daar is sonde, maar ons spreek dit aan, ons spreek die waarheid, ons doen die Bybelstudies, ons reik uit na die siekes, ons verkondig die evangelie. Maar die skrywer sê vir ons, hy hulle haat tot die Nikolaïte wat 'n kult was seker nou maar daai tyd. Maar ek het dit teen julle, sê Christus vir hulle, dat julle eerste liefde verloor. Draai om, bekeer julleself en gaan terug na die julle eerste liefde toe. Mense, is ons motief nog as ons iets in die kerk doen, as ons iets by die huis doen, is die motief nog liefde vir Jesus Christus? Of wat is jou motief as jy van elke aand of elke oggend op jou knieë gaan voor die Here? Is die motief om te kry dit wat jy soek, of is die motief om eintlik in liefde met die Vader te praat? Weet julle hoe vinnig kan 'n gebed se motief verkeerd raak? En sodra ek dit verkry, dan vergeet ek. Dis hoekom ons het nie meer dankbaarheid wanneer gebede verhoor raak nie. Ons is dan dankbaar en vergeet ons daarvan. Want die motief was verkeerd agter die gebed. Mense, en dan wil ek dit ook net noem. Nou dat ons sien wat is die oorsprong van sonde, dit kom uit die eie vlees uit. Dis nie die duiwel wat jou maak om hy kan vir jou lokvolle stel, maar die duiwel kan jou nie dwing om enigiets te doen nie. Dis jou keuses wat jou gebring het waar jy is vandag. Dis jou keuses wat maak dat jy sonde doen. Niemand kan jou dwing om sonde te doen nie. Maar die oorsprong van daai sonde vind in 'n hart plaas, en ek vra dan vanoggend vir jou ook, hoe lyk jou hart? Is dit soos 'n sespoel wat net sondigheid kweek? Of het daar al vernuwing gebeur? Want onthou, nie een van ons is perfek nie, nie een van ons sal ooit heilig wees op hierdie aarde nie. Maar ons kan strewe daarna. Mense, moet ons nie juis vir hierdie punt begin bid nie. Is dit nie juis omrede hierdie oppervlakkige siening dat ons daai homoseksuele persoon wegstoot en nie om hier laat kom sit onder die woord van God nie? Dat ons die sondige wêreld wegstoot. En dis hoekom die kerk het in die moderne tyd, en kom ons sê nie net in die moderne tyd en nog altyd omtrent, 'n mure gebou teen of 'n omskeiding te bring tussen die sondigheid daar buite en ons hier binne. Maar die woord sê nooit vir ons haat die persoon nie, haat die sonde. Maar laat jou hart uitgaan in liefde na die persoon. En mense, ek dink, om eerlik met julle te wees, ek spreek myself ook baie hard vanoggend aan, is maar die amazing ding is, ons kan nou vanoggend hier uitstap en waar ons by die huis kom, ware belydenis bietjie doen. En sê, Here, help my om ook die motief te sien wat ek het in hierdie saak. Dan gaan julle sien hoe min eg is ons. En dit is wat die Here soek. Die Here soek egtheid in gebed. 'n Egte hart wat hom toetree. 'n Waaragtige hart, sê die Afrikaans. En wat beteken dit? Beteken nie jy kom in perfeksie na die Here toe nie. Dit beteken 'n hart wat eg is 'n hart wat besef hoe imperfek hy is. Maar wat dit bely.
Dit is geestelike volwassenheid. Paulus, Petrus, nie een van hulle sê ooit, hulle verdien enige iets. Nie een van hulle sê hulle is perfek nie. Paulus praat en wys eintlik vir ons die diepe dinge in sy eie hart en praat van die doring in die vlees en hy bid tot die Vader totdat, maar die Vader neem dit nie weg, anders te gaan hy hoogmoedig raak. Nee, ons sien vir Dawid oor en oor spreek oor sy sonde en neerpen hoe dit skeiding bring tussen hom en die Vader. En die verlange om weer nader aan hom te beweeg. Maar mense, ons het dit soveel beter as Dawid. Soveel beter. My vraag is dan net vanoggend, wat is jou motief nog in jou werk van die Here, nie by die kerk nie, by die huis, by die werk? Verkondig jy hom nog met liefde in jou hart teenoor hom? Of begin ons ook raak soos die moderne kerke wat prosperity preaching doen? Ons probeer hom misbruik en gebruik terwille van ons eie omstandighede. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud, in baie eenvoud, na Sondag gekyk het, liewe Heer. Vader, besef ek elke een van ons staan skuldig aan om nie altyd met 'n egte hart, opregte hart U te nader nie. Vader, waar ons so vinnig sonde in ander raak sien en so min in ons eie lewens. Vader, vra ek nou, mag hier in hierdie gemeente ware vermaning wees tussen mekaar. In liefde, mag ons met ons boeties en ons sissies omgaan in groot vrymoedigheid. En mag ons ook, Vader, wanneer laas het ons in ons kerke mense gehad wat sondes bely teenoor mekaar en erken. Want ons is so skaam daaroor en hoogmoedig. U woord sê, bely dit teenoor mekaar. Nie dat die broer dit gaan vergewe nie, maar dat die broer jou kan help, want jy sukkel. Vader, ons is so op ons eie koninkryke gefokus wat by die huis is. Niks sal tussen my en my gesin kom nie, maar Vader, op die einde van die dag bring ons skeiding in elk geval. Vader, U is behoort om die hoofbron van alle dinge in ons lewens te wees. U is behoort om die kern te wees, U seun, van elke keuse in ons lewens. Maar Vader, ons het al wegbeweeg van ons doel af. Ons oorspronklike doel, en ons vra, Here, mag U ons as gemeente, as U kinders, weer terugbring op die regverdige pad. In lyn bring met die oorspronklike doel. En Vader, mag ons nie verdoeming preek of verkondig in hierdie wêreld nie, maar liefde. Mag ons nie in oordeel uitgaan nie, maar mag ons harte uitreik na die wat U nie ken nie, die wat nog aan die slaap is en blind en dood is want hulle ken U nie. En Vader, mag ons deur hierdie 'n nadere en 'n betere verhouding met U intree. Vader, mag U ons seën in hierdie week wat voorlê en mag ons juis hierdie waarhede toepas in ons eie lewens. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.